Baie dankie dat ek weer eens tyd met jou kan spandeer rondom Afrikaans. Ons gaan vandag spesifiek kyk na bywoorde. Bywoorde is adverbs, en dit beskryf die werkwoord, the verb. Ons het 4 soorte bywoorde, wyse, tyd, graad en plek. Nou, as jy kyk na jou hand en jy onthou vir stompie, dan het ons die subject, verb, time, kyk waar kom tyd in, baie belangrik, object, manner, place. So dit is die volgorde waarin jy jou bywoorde gebruik. Baie belangrik om dit te onthou. Kom ons kyk gou-gou, wat gebeur as jy bywoorde gebruik? As jy bywoorde in jou skryfwerk, byvoorbeeld, kan inwerk. Dit beskryf die aksie. Ons het nou al gesê, dit beskryf die werkwoord. So dit maak die sin langer, dit maak die sin 'n bietjie meer interessant, dit maak die sin beskrywend. Kom ons kyk gou-gou na 'n voorbeeld. Die hond krap homself aanhoudend. Kan julle sien? Aanhoudend. Dis my bywoord van graad. So dit vertel vir my iets van hoe die hond krap. Dit beskryf hoe die hond krap. Sy het vinnig aandete gemaak. Vinnig sê vir ons iets rondom tyd. Sy het baie vinnig, sy het met min tyd het sy aandete gemaak. So dis 'n baie wonderlike tool wat jy in jou taalboks het, wat jy kan gebruik. Kom ons kyk na die eerste een, bywoord van tyd. En jy kan dit vervang met when. Wanneer het dit gebeur? Sy werk vandag. It's got to do with time. Hy slaap vannag. Hulle draf soggens. It's all got to do with when the action happened. Hier is 'n hele lys van bywoorde van tyd, wat jy moet kan uitken, of kan gebruik. As hulle vir jou byvoorbeeld sê die woord saans, hulle kan vir jou vra, hulle kan vir jou 'n gesin gee, en dan kan hulle in 'n voorbeeld sê, daar's nou die sin, en dan sê hulle in die aand, byvoorbeeld. Dan kan hulle vir jou vra, gee een woord vir in die aand. En as jy nou jou woorde geleer het, dan sal jy weet, dit is saans. Saans te doen met tyd. Kom ons kyk na nog 'n voorbeeld. Elke week, hulle kan vir jou 'n sin gee en sê, elke week, gee een woord vir elke week, en as jy jou woorde geleer het, dan gaan jy weet, dit is weekliks. So, dit is hoekom hierdie lys regtig vir jou baie kan help. Kom ons kyk net gou vinnig. Altyd, always, during the day, in time, shortly, immediately. Hierdie woord se spelling is baie belangrik. Onmiddellik. 2 D's, 2 L'e. Dikwels. Often. Eindelik. Eventually. Yesterday. Whole day. Kort. No. Who in the world can really understand and explain wat nou beteken? Mense sê, ek gaan dit nou doen, en dan doen hulle dit oor 'n week, maar nietemin. Môre, tomorrow, ooit of nooit, ever, never. Hier in die oggend, ouens, in die oggend, dan gaan hulle vir jou vra, gee vir my een woord. In die middag, gee een woord. In die aand het ons gedoen. In die nag, dis nogal 'n interessante een. In die nag.
Nag is during the night. Hierdie twee word baie verwar met mekaar. So, saans, early evening. Alright? S'nags in die nag, diep in die nag. Vandag, vanmiddag, vanaand, uurliks, elke uur. I just want to give you these tips. Elke dag, elke week, elke maand, elke jaar. Later, selfe wat in Engels is, vroeër, earlier, belangrik, daai e met die omlaut op, nou, onthou, hy, bring terug, dan, as, nou, wanneer, en as jy daai woorde sien en jy met hulle na die verlede tyd te vat, dan word dit toe. Dis net so terloops, net om jou te herinner. Sometimes. So, kom ons kyk gou-gou. Ek wil net vir julle 'n voorbeeld of wat gee. Jy moet dadelik begin oefen. Dadelik, it's got to do with time. Somtyds braai ons. Alles te doen met tyd. Goed. Volgende een is wyse. En in Engels, how. How did they enjoy it? How must they do it? Bring dadelik jou boek asseblief. Die pa kyk trots na sy kind. Hoe het dit gebeur? Hulle sit gemaklik in die sitkamer. Gemaklik, at ease. Hoe het dit gebeur? Hulle was at ease. Goed, kom ons gaan aan. Hier is 'n paar voorbeelde van bywoorde van wyse. Gou, quick. Kortlik, shortly. Maybe, miskien. Never, gently. Quickly, slowly. Disappointed. Opgewonde. Nou hier wil ek myself net gou vinnig onderbreek. Daai woord veroorsaak vir ons baie probleme. Opgewonde het te doen met mense. Ek wil gou vir julle 'n wenk gee. Opgewonde. Nou, as jy nou kyk na al die ronde figuurtjies wat ons daar kan teken. Onthou, die woord opgewonde het te doen met mense. Die kind was opgewonde oor sy nuwe speelding. Die familie was opgewonde om mekaar te sien. Dan kry jy nou, soos hulle in suiwer Afrikaans sê, 'n spanner in die works. Opwindend. En nou het jy, dit was opwindend. Die bazaar of die kermis was opwindend. Die verjaarsdagpartytjie was opwindend. En dit het te doen met 'n event. Ek kan nou glad nie dink wat 'n event in Afrikaans is nie, help my. Maar dit het te doen met iets wat gebeur. Dit het te doen met, en ek maak altyd die assosiasie, daai wind, dan maak ons daar 'n windpomp, en dan sien ons, dit is nie mense nie, dit is 'n ding. So probeer dit
onthou. Sing, kyk gou net na daai woord. Sing, dis 2 werkwoorde wat iets sê van hoe vrolik en gelukkig hulle was. Aanhoudend, keep on doing it, and quickly. Kom ek wil net gou vir julle 'n paar voorbeelde gee. Hy loop gly in die modder. Gly. Nou een van die reëls van hoe gebruik ek 'n hyphen, aandagstreep, is wanneer jy 2 woorde direk herhaal. Dit vertel ons hoe hy loop. So, wyse vertel ons iets van hoe dit gebeur. Plek, place. Waar het dit gebeur? Where did it happen? Sy staan agter in die ry, sorry, dis alles deel. My familie bly oor see. Family lives over the waters. Die kat slaap iewers, elders in die huis, wie weet waar. Hier is bywoorde van plek. Agter, at the back, binne, inside, daar, there, iewers, somewhere, elders, somewhere, naby, near, oor see, over the waters, overall, oral, tuis, at home, hier, in front, ver, daar ver, sien ons die mense loop, buite, outside, in the middle, and this will help you to just be able to identify the adverb of place. And what's the position of that? Place, pinkie. Né? Kom ons kyk gou. And this is something that happens in my house very often. Die sleutels lê ergens in die huis. There's my verb. Ergens describes the verb. It's somewhere in the house. Last one. How much? Something that we can identify with in many instances. The service was utterly bad. Uiters swak. Dit sê vir ons hoe swak die diens was. Hy het ongelooflik, unbelievably slow geloop. Hy het baie stadig geloop. Sy maak heerlike kos. Dit vertel vir ons van hoe lekker die kos was. Hier is 'n paar bywoorde van graad, baie of min, lots of or little, uiters, exceptionally, amper, ongelooflik, unbelievable, thorough, completely, amper is nearly, it was nearly enough, dit was amper genoeg, maar nie heeltemal nie. Hy het deeglik voorberei vir die toets. Hy het deeglik, thoroughly, he was thoroughly prepared for the test. Hier is 'n opsomming van wat ons in hierdie les gedoen het.
Wat belangrik is, jy moet kan identifiseer watter tipe bywoord dit is. Baie belangrik, jy moet dit in die regte posisie in die sin plaas, en dan daai oefening van waar jy 'n beskrywing moet omsit in een woord vervanging. As jy dit kan doen, dan is dit goed as jy met jou bywoorde kan werk. Baie dankie, ek waardeer jou tyd. Totsiens.